Goeiedag, dit is alweer tyd vir ons om lekker saam te kuier. My naam is Anita op die kanaal Alles Uniek en Ouwerkammers. En dis vir my so lekker om, sommer net elke keer saam met jou te kuier. Ek hoop jy is lekker gemaklik. Maak vir jou 'n koppie koffie en dis regtig soos wat ek dit noem. Ons kuier rondom die woord en dankie vir al die terugvoer wat ons kry oor hierdie praatjies op Ouwerkammer en Alles Uniek. En dit is vir ons lekker om terug te verhoor dat julle baat vind by die geselsies. So ek wil nou nie weer te veel my inleiding gebruik nie, want as ek weer sien, dan is dit 14 minute en ons kan dit nie groter maak op WhatsApp nie, so mens moet by 15 minute stop, sodat jy dit kan aanstuur, anders raak dit te groot. So van my kant af, welkom, en vandag is die 3de aflewering, en dit is die laaste aflewering in ons reeks oor identiteit. Nou, ons het reeds gepraat dat identiteit, vir mekaar gesê, identiteit is nie die groen boekie wat jy in jou handsak dra nie. Identiteit is nie wat ander mense oor jou sê nie. Jou ware identiteit het baie meer te doen, of ek amper sê, jou ware identiteit het eintlik niks met jou te doen nie. Jy het nie daarvoor gewerk nie, jy het nie daarvoor gevra nie, jy het nie daarvoor gepresteer nie. Jou ware identiteit is uitsluitlik gegrond op wat Jesus vir jou gedoen het en wat God oor jou sê as gevolg daarvan. Ek wil dit weer sê. Jou ware identiteit het niks met jou, jy het niks daarmee te doen nie. Jy het nie daarvoor gewerk nie, jy het dit nie gevra nie, jy het dit nie gekry nie. Jou ware identiteit het te doen met wat Jesus aan die kruis gedoen het en wat God oor jou sê as gevolg daarvan. Nou kom ons gaan net 'n bietjie terug. Wat het gebeur by die kruis? As jy gaan kyk na Openbaring, dan sê hy het ons uit elke stam en taal en volk en nasie vrygekoop. En hoor gou mooi, hy het ons weer aangestel om as konings en priesters op die aarde te heers. So met ander woorde, wat sê dit? Daar's 'n skrif wat sê, ons is 'n koninklike priesterdom. Toe Satan in Esegiel, Esegiel 28 verwys na, hy is op die grond neergewerp, en maaiers het hom opgeëet, en konings het op hom neergekyk. Nou wie is daai konings? As die woord verwys van, God is die koning van die konings, dan praat hy nie, God is die koning van, sal ek nou maar sê, koning soos wat ons het ken, in die Britse Ryk, en jy weet soos wat ons nou maar konings geken het. Konings in kastele en paleise en sulke goed nie. Daai konings wat hy hiervan praat is ek en jy. Die verloste kind wat vrygekoop is deur die bloed van Jesus Christus en weer aangestel is om op die aarde te heers. Onthou, Adam se heerskappy, Adam se identiteit was reeds, hy het autoriteit gehad, hy het heerskappy gehad, en hy het verantwoordelikheid gehad. Nou wat was dit? Hy was eintlik 'n koning. En die vyand het hom mislei deur Eva, onthou, hy het die opdrag by God gekry, die vyand het nie na Adam toe gegaan om vir hom te sê, is dit so nie. Onthou, hy saai altyd twyfel. Hy het Jesus gesê, as jy die seun van God is, doen dit, as. Hy het vir Eva gevra, is dit so dat God gesê het? En toe sy sê ja, toe sê hy nee, dit is nie. So met ander woorde, die vyand sal altyd met leuns na ons toe kom, om jou identiteit te verwar. Heel eerste, onthou, kyk gou wat het hy in die tuin van Eden gedoen. Hy het 2 goed gedoen. Hy het heel eerste vir hulle laat twyfel oor die karakter van God. En die volgende ding, het hy vir hulle 'n blaatante leuen oor hulle identiteit vertel. Want in Genesis
1 vers 26 het God self besluit, kom ons maak mense na ons beeld en ons gelykenis en laat hulle heers. So met ander woorde, hulle was van die Godsoort as hulle na God se beeld en gelykenis gemaak is. Hulle was van sy soort, van die Godsoort. Hulle was nie God nie. Kom ons maak dit net gou vir mekaar uit. Hulle was nie God nie, maar hulle was van die Godsoort. God het 'n skepsel gemaak wat soos hy is. Wat nie hy is nie, wat soos van sy soort is, om met hom in verhouding te staan. God staan nie met een van die diere in verhouding nie. Hy het geen begeerte om met 'n kameelperd in verhouding te staan nie. Hy het geen begeerte om met 'n boom, 'n doringboom in verhouding te staan nie. God het die mens geskep vir verhouding met hom en hy het die mens aangestel as 'n koning en 'n priester om te heers op die aarde. En ongelukkig met die sondeval, toe hulle die leuen van die vyand glo, het hulle uit hulle identiteit geval. Hulle het hulle identiteit verloor. So met ander woorde van 'n waardige ambassadeur, 'n koning, het hulle armsalige sondaars geword. Dit is vir my so interessant in Jesaja, ek dink is in Jesaja 41 wat God sê, hy spot eintlik al 'n wurmpie Jakob en volkie Israel, want dis hoe ons oor ons praat. Hoe gaan dit met jou? Ag, nee, arm maar geduldig. Jy weet, kyk gou wat noem ons onsself. As jy vir iemand vra, dan sê hulle, rammel hulle partykeer 'n rympie af, wat vir jou sê wat hulle glo hulle is. En ons dink daai woorde is sommer net leefwoorde, maar Spreuke 18 vers 21 sê tog, dood en lewe is in die mag van die tong, en die wat dit gebruik sal die vrugte daarvan eet. So ons het gepraat in die vorige episode, is wat sê jy oor jouself? En dan is dit belangrik dat ons terugkom na die woord toe, en net bietjie sien, wat sê die woord oor ons? Jy weet, as ek nou 'n R100 vat, of 'n R200 vat, en ek vrommel hom op, en ek rol hom deur die modder, en ek vrommel hom weer op, en ek bær hom in my onderklere, waar daar lekker gesweet word, en môre, dan kom ek by die kafee, dan wil ek 'n brood, 'n Coke, melk, koerant, wat ook al koop, wat daai R200 werd is. Dink jy ek kan enige iets koop met daai R200, al is hy nou besmeer, het hy sy waarde verloor, is my vraag? Nee. Al is daai R200 nog net so vuil, en deur die modder gesleep, en deur die sweet, is daai R200, as jy hom aanbied by die kafee eienaar, is hy nog steeds presies dieselfde werd, as die splinternuwe R200 wat die bank nou vir jou by die teller gaan gee. So, in Christus het ons waarde behou. Ons het nooit ons waarde verloor nie. Ons het net ons identiteit verloor. Maar jou waarde is nog steeds dieselfde. God het dit in Christus Jesus heeltemal herstel, waar die mens, die eerste Adam, almal in sonde gedompel het, en 'n miserabele in 'n toestand gedompel het van ons is minderwaardig, ons is slawe van die sonde, het Jesus ons kom vrymaak. Nou interessant is ons kyk, Satan het eintlik 3 vernederings deurgegaan, deur Jesus. Eerste in die woestyn, toe hy nie geval het vir sy leuns nie. Tweedens, aan die kruis. En die derde ding, was toe Jesus die sleutels van die doderyk by hom gevat het, en die mens weer herstel het as 'n koning, om op die aarde te heers. Maar jy sien, hierdie goed word nie altyd vir ons geleer nie. Ek wil nou nie uitvaar teen enige leringe of stellinge of instansies nie. Maar hierdie goed is nooit vir my geleer in die jare wat ek in geboue gesit het nie. Ek moes later hierdie openbaring skry by mense wat gaan sit het by die Here, vir wie hy dit in eenvoud net geopenbaar het uit die woord uit. Wie ons is. Wie is jy regtig? Jy is koninklik.
Jy is vir my so mooi. Psalm 45 is vir my so mooi, wat sê, ek dra my gedigte op aan die koning, my tong is soos 'n vaardige skrywer. Daar is my so mooi, en dan sê hy, jonkvroue vat ek na die koning toe. Hulle is, al sy dogters, word na die koning toe begelei. Ons word in die paleis ingevat, deur Jesus. Jy en ek is weer herstel, in die som totaal van wat Adam was by die skepping. Ons het weer heerskappy, en ek dink ek moet sommer, in die volgende aflewering gaan ek 'n bietjie praat oor heerskappy. Ek dink ons maak dit nou sommer 'n bietjie 'n tema, waarmee ons aangaan, want dit is so interessant om net met mekaar saam te kuier, om vir mekaar te sê, wie is jy? Kom ons herinner mekaar 'n bietjie, wie is ons? Wat is dit wat God gedoen het? Wat is dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het? Nou, interessant, ek wil net so bietjie gou uitwy oor jou stand en jou wandel. Jou stand in Christus, jou stand, waar jy staan, is jou staanplek, is jou identiteit. Jou identiteit het niks met jou dade te doen nie. Het niks met jou woorde te doen nie. Het niks met prestasie te doen nie. Jou staanplek, jou stand, jou identiteit in Christus het alles te doen met wat hy gedoen het en wat God as gevolg daarvan oor jou sê. Jy is vrygekoop, jy is 'n heerser, you are royalty. Royalty, jy prinses het 'n kroon, prins het 'n kroon. En baie kere moet ons eintlik, het ons krone afgeval, of ons diamante die kroon sit skeef, sommer hier agter op jou kop, of die diamante blink nie eers meer nie. Dis tyd dat ek en jy 'n bietjie net daai kroon regskuif, en sy diamante skoon maak en sê, wow, ons het vergeet. Is my so mooi, in Lion King, toe Rafiki vir hom vat en sê, vir die klein leeuetjie sê, kyk gou 'n bietjie hier in jou refleksie. En toe kom daar 'n wolk met 'n visie van die ou leeu. Nou ek en jy, as ek nou gou vir jou kan sê, daar word 'n prototipe kar gemaak, en hy word daar in die Kalahari by Appington gejaag, en ek wil amper sê, verskoon nou my Engels, hy word gebriek en geref en gespin, en hy word op 'n televisieprogram geadverteer, en die oom gaan na die showroom toe, en hy sê vir die ou, ek soek daai kar wat julle geadverteer het. Hy sê, oom, hier staan hy. Hy sê, nee, jy verstaan nie, ek wil nie daai kar hê, wat so gespin is, wat so geref is, en so gebriek is, en so gejaag is nie. Hy sê, nee oom, jy verstaan nie. Daai kar was die prototype, hierdie ene is die replika. Nou ek en jy, Jesus het gesê, ek en jy sal groter dinge doen as hy. Ek en jy is die perfekte replika van die prototype. Jesus is die prototype. So ek en jy is van die Godsoort, ons het die volle potensiaal binne in ons, om te wees wat Jesus was, en selfs meer. Onthou, hy het langer as ons leef dalk langer as 33 jaar. Hy het 3 jaar in sy ministry. Die kanse dat ek en jy op hierdie aarde in Christus langer sal kan aangaan, en groter dinge kan doen, is heeltemal moontlik volgens Jesus. So ek en jy is die prototype. Ek en jy is royalty. En mag jy regtig, ek bid sommer net in Jesus naam, dat jy sal besef wie jy is in Christus, en jou heerskappy en jou koningskap sal opneem, en in jou volle autoriteit sal wandel. Ek seën jou. Shalom.